Goeiemôre. Jy luister na die 32ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is heroriëntasie. Ons praat oor die moeilikste tema in ons ganse menslike bestaan, die afsterwe van 'n geliefde. Miskien luister jy vanmôre na die oordeenking en dink, ek sal liewer nie hierna wil luister nie. Dit is bedoel vir diegene wat rou. En bewustelik of onbewustelik dink jy of hoop jy, die dood is ver van my af. Waarom sal ek nou daaraan wil dink? En bewustelik of onbewustelik aanvaar jy, die dood is daar ver en dit sal daar ver bly. Die teoloog Jürgen Moltmann het gesê, jy kan nie waarlik leef as jy nie die dood verreken het nie. In sy boek The Coming of God skryf hy dat 'n onderdrukking van die besef van die dood 'n verskraling is van die lewe self. Hier is my vertaling van 'n paragraaf uit sy boek. Deur lief te hê word ons kwesbaar, want om waarlik te leef maak die deur oop vir beide geluk en pyn, lewe en dood. Dit is die liefde vir lewe, ons eie lewe en diegene wat ons liefhet, wat ons laat ly en die dodelikheid van die dood ervaar. Deur lief te hê, gee ons onsself as ware oor aan die lewe en deur onsself oor te gee in liefde, gee ons onsself onbedoeld ook oor aan die dood. Ons kan kies om nooit waarlik lief te hê nie, want dan kan die dood ons nooit van enige iets of enige iemand beroof nie. Maar deur nie lief te hê nie, onttrek ons onsself al meer van die lewe, sodat ons nooit oorweldig sal kan word deur verlies en pyn en rou en hartseer nie. Maar deur nooit lief te hê nie, is ons in hierdie lewe reeds dood en uitgesluit uit die lewe self. Ons voorvaders het dit geweet. Hulle het geweet dat hoe hard ons ook al probeer, ons kan die realiteit van die dood nie ontsnap nie. Jy kan wegkyk van die ongelukstoneel waarby jy verbyry. Jy kan wegbly van versorgingseenhede en hospitale vermy soos jy wil. Ook die letters wat ingegrafeer is in die koerante en die beelde op TV miskyk. Maar die dood sal nie weggaan nie. Dit is 'n realiteit. Ja, ons voorvaders het dit geweet en was wys genoeg om ons met reëlmaat te vertroos, minstens eenmaal per week wanneer ons in ons harte of met ons lippe hardop bely, ek glo in die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gister het ek na my eie pad met die dood verwys, en natuurlik is dit 'n onvoltooide pad. Maar langs hierdie weg het ek geleer dat ons geen mag het oor die dood nie. Ons woorde het geen mag om te vertroos nie. Hoe gouer ek dit besef, hoe gouer sal ek die begeerte verloor om iets sinloos te probeer sê om iemand se hartseer te verminder. Dit lê nie binne my vermoë nie. Dis ook nie die mandaat wat ek van die Here ontvang het nie. Die volgende vertelling is met die toestemming van die persoon ter sprake. Ek stap die pad saam met 'n oom wat sy vrou aan die dood afgestaan het. Die diepe rou en verlies aan sy geliefde vrou het hom in 'n duisternis gedompel, want die dood is 'n realiteit na weerskante toe. Dikwels by die afsterwe van 'n geliefde, kan die persoon wat agterbly ook gedeeltelik sterf of heeltemal sterf, geestelik en emosioneel. Ek het langs die pad geleer dat die Here se belofte van die opstanding uit die dood nie net ter sprake is as 'n belofte vir die een wat gesterf het nie, maar ook vir die wat agterbly. Maar soos wat die maande verbygaan, praat ek en die oom oor dood en oor lewe. Wat bly oor as jy jou lewe rondom 'n ander persoon gebou het? Terwyl ek daar sit, besef ek het geen plek in hierdie donker langs die oom nie. Ek kan sy duisternis nie betree nie, want ek kan nie in die dood instap nie. Dis 'n realiteit waarin ons geen mag het nie.
Ek kan nie, maar die Here het. Dit was juis gedurende lydenstyd soos nou, toe ek die woorde van Johannes onthou en ek en die oom daaroor begin praat. Nadat hulle Jesus se gestorwe liggaam van die kruis afgehaal het, het hulle hom in 'n graf neergelê. Die volgende dag, so berig Johannes, hoofstuk 20, dat Maria Magdalena reeds, toe dit donker was, na die graf gegaan het. Dikwels in rou kan ons nie slaap nie. Toe sy daar kom, sien sy die grafsteen is weggerol. In ontsteltenis het sy vir Simon en nog 'n disipel gaan roep. Toe hulle ingaan, het sy eers buite bly wag. Maar 'n rukkie later het sy in die graf ingekyk en sy het 2 engele met wit klere daar sien staan. En toe hulle haar vra waarom sy huil, het sy geantwoord: "Hulle het my Here weggevat. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie eens besef dat dit Jesus is nie. Johannes sê nie hoekom nie, maar ons weet, want hartseer verswelg ons in totaliteit, soveel so dat dit ons sintuie verswelg. Sy sien nie eens om haar raak nie, sy kan nie rondom haar waarneem nie. Jesus vra vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy dink dis die tuinier. Sy so na haar hartseer verswelg, dat sy die opgestane Here nie sien nie. En sy pleit: "Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Die beste wat sy dink sy kan doen, is om terug te keer na die oorledene, om iets nog 'n laaste keer vir sy liggaam te doen. Toe sê Jesus vir haar: "Maria." Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê: "Rabboni." Dit beteken: "My leermeester." In vers 14 sê Johannes, sy het omgedraai en Jesus onwetend daar sien staan. In vers 16 word dit herhaal: sy het na Jesus omgedraai. Hoekom sou sy 2 maal omdraai? Sy het mos reeds omgedraai na Jesus toe. Het Johannes 'n fout gemaak en vergeet dat hy vertel het sy het reeds omgedraai? Nee, Johannes vertel vir ons wat smart aan ons doen en wat die opgestane Here vir ons doen. Maria moes 2 maal omdraai na Jesus. Die eerste keer was sy so oorweldig deur haar smart, dat sy die opgestane Here self nie herken het nie, selfs nie hier waar hy voor haar staan nie. So is dit met rou, so oorweldigend dat ons sintuie afskakel. Ons verloor kontak met die wêreld rondom ons. 'n Tannie het vir my gesê: "Tinus, dit was 4 jaar na die oom se dood dat ek die eerste keer besef het, die voëls sing nog daar buite." Sonder die tweede omdraai is nuwe lewe nie moontlik nie. 'n Tweede omdraai na die Here. Want in haar tweede omdraai na Jesus, was dit 'n omdraai wat binne in haar gebeur het. Jesus leef, my leermeester leef, my geliefde leef. Wat Jesus hierna sê is geweldig belangrik in my lees van die situasie. Onthou, sy wou teruggaan na die graf, teruggaan na wat was. Maar Jesus sê vir haar: "Moenie my langer vashou nie, want ek moet nou opvaar na my Vader." Ons kan nie ons geliefdes hier probeer vashou nie. Heroriëntasie is nie 'n teruggaan na wat was nie. Jesus stuur haar hierna om te gaan vertel van die nuus, en haar eerste woorde aan die disippels is: "Ek het die Here gesien." Sy moes laat gaan het. Sy moes 2 maal omdraai na die Here. Met die eerste omdraai was haar smart so oorweldigend groot, dat sy nie uit haar disoriëntasie kon kom nie. Sy kon nie laat gaan nie. Maar met haar tweede omdraai, die omdraai in haar binnekant, het sy sy stem erken en hom gehoor. Maar sy moes hom nie vasklem nie, maar laat gaan.
In die heroriëntasie van die opstanding uit die dood, is daar nie 'n terugkeer na die verlede nie, maar na 'n nuwe lewe, na môre toe. Maria Magdalena kon, want sy het die Here gesien. Kom ons bid saam. Here, ons bid vir môre vir elkeen wat verswelg is deur hartseer. Ons bid vir elkeen wat oorweldig is in hulle totale sintuiglike ervaring en voel of die lewe hier tot 'n einde gekom het. Ons bid, o Here, dat hulle u stem sal hoor, dat u hulle name sal uitroep en hulle 'n tweede keer na u toe sal draai. Ons bid ook vir elkeen, Here, wat die dood probeer vermy, selfs in die vlietende gedagte daarvan, probeer om dit te ontken. Ons weet, ons kan eers waarlik leef, as ons vrede gemaak het met die dood. Vrede gemaak het met ons eie dood, terwyl ons nog leef. Want dan alleen kan ons lief hê en leef en weet, die grootste vyand, die finale een, is oorwin. En saam met Paulus kan ons bely, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Ons Here leef. Here, vertroos ons met hierdie woorde, wanneer ons vanmôre 2 keer omdraai na U toe. Dit bid ons in die naam van ons opgestane Here, Jesus Christus. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.